As hy nou Prof Anton van Vollenhoven is hierso by my, hier by die Volksspele, terwyl hy lekker Volksspele speel hier agter. Hy's ook 'n direksielid hier by die Voortrekker Monument FHK en die Erfenis Stichting. Prof Anton, wat 'n lekker gesig om te sien hierso, hoe ons mense hulle kultuur leef. Ja, dis wonderlik dat almal so saamtrek van oor die land. Dis maar altyd 'n probleem met kostes en so aan. En daar's 'n bus wat van Bloemfontein gekom het, 'n een wat van die Kaap af gekom het en so 'n paar roetes gevat het om ander ouens langs die pad op te laai. So dit is besonders dat die mense bereid is om nog soveel te doen vir hulle kultuur, dat dit vir hulle soveel beteken. Dit is inderdaad soos jy sê, en ek bedoel, daai onkostes maak dit al meer moeiliker en moeiliker. Wat doen julle en wat se raad en advies het jy vir mense wat wil betrokke raak, maar wat partykeer hulle vaskyk in die uitdagings van die lewe? Ja, ek dink een van die dinge wat ons nogal baie goed reg kry is om, kyk, ons is in verskillende laars ingedeel in die land en ons in Pretoria is nou besonder gelukkig, hier is omtrent 6 of 7 laars. En omdat ons almal vriende is, probeer ons altyd saamry. So dis een manier om, jy klim nie in jou kar en ry alleen na 'n saamtrek nou, jy vind uit of iemand in jou eie laar of in 'n ander laar is. Selfs al moet jy, kom ons sê, nou die dag was ons Bloemfontein toe met 'n bus, jy weet, dit reël ons ook van tyd tot tyd. En wanneer ons goed vir die jeug reël, probeer ons regtig om die koste so laag as moontlik te hou. Spesiale fondsinsamelings, ons het 'n ding wat ons noem die Palliser Fonds, wat nou verwys na Dr. Palliser wat die Volksspele begin het en wat ons dan juis gebruik vir jeugaktiwiteite. Want dis maar eintlik die grootste probleem. Jy kan jouself nog finansier, maar as jy jou kinders moet begin finansier, dan raak dit dalk 'n bietjie kwaai vir 'n gesin. Hierdie saamtrek wat julle hier het nou, ek noem dit 'n saamtrek, dis wat noem julle hom, en dan wat doen julle nou, hoekom hou julle so ding? Ja, hierdie is ons nasionale saamtrek en ons gebruik inderdaad daai selfde woord. Die gebruik by ons is dat elke laar hou jaarliks, party elke 2 jaar hulle eie saamtrek. En dan so elke nou en dan, elke 2de, 3de jaar is daar nou 'n nasionale saamtrek. En vanweë verskeie omstandighede, COVID onder andere, dink ek was die laaste nasionale saamtrek iets soos 5 of 6 jaar terug. En ek het toe net gesê, nee, ons moet 'n plan maak, ons moet hom hou en ek sal sorg dat ek die reëlings hier in Pretoria bymekaar hou, want ek het mos nou geweet, ek is hier by die monument betrokke waar ons die saal maklik kan reël en so aan. So dis eintlik 'n baie besonderse geleentheid, want dit is die nasionale saamtrek. Julle het ook nou tydens hierdie geleentheid vir Dr. Dani Langer nou iets aangestel of iets gedoen met hom. Vertel dit gou vir ons kykers. Ja, hy is ons hoofbeskermheer by ons nasionale raadsvergadering. Verlede jaar in Augustus is hy aangewys as beskermheer. So dit was nou die eerste geleentheid wat ons het om hom aan die res van die volksspelers in die land voor te stel, dat hulle daarom weet wie hy is en dat hy daarom ook weet wie ons is. En dit is vir ons besonder om met hom en eintlik met die kultuurtuiste dan natuurlik 'n verbintenis te hê. Nou het julle 'n spasie gekry wat julle nou 'n uitstalruimte gaan hê. Wat gaan julle daar uitstal? Gaan iemand daar so staan en dans of hoe gaan julle maak? Ja, daai is 'n baie goeie vraag. Ek moet nou ernstig dink daaroor want ek is die museumkomitee. Aanvanklik dink ek sal ons het baie dokumente uit ons vroeë geskiedenis. Ons het verskillende volksspele bundels oor die jare gehad wat vir ons nogal 'n kosbare item is. So ek sal miskien iets soos dit in die ruimte sit. Ou gaan dalk 'n voorbeeld van die kleredrag daar sit en ek vermoed dan is die kas dalk nou vol. Ons beplan om op 'n stadium 'n behoorlike museum te hê, maar hierdie is maar die begin daarvan. Nou maar toe, ons wens julle baie sterkte toe met die Volksspele en dan wil ons vir ons kykers sê, raak betrokke, neem deel, kom wees aktief betrokke by Volksspele laars. Hoe kan hulle kontak, vir wie kan hulle kontak, waar kan hulle meer inligting kry? Ons het 'n webwerf en ek dink as jy net Volksspele intik, gaan jy dit redelik maklik sien en dan sal jy 'n lys van die laars kry en dan kan jy nou byvoorbeeld sien Aandplom laar wat nou my laar is in Pretoria. So as jy in Pretoria is, kan jy my kontak. As jy in Bloemfontein is, gaan jy vir Mike Jacobs met sy laar optel en kan jy met daai persoon kontak maak. Dan wil ons julle almal uitnooi, maak hierdie laars vol. Tot 'n volgende keer. Mooi loop.